Ek vra nie vir miljoene in die bank nie. Nee, Here, ek vra dat U in my lewe moet wees. Ek vra dat U woord en U gees my moet lei op die regte pad na U koninkryk, sodat ek saam met U en die Heilige Gees en saam met Jesus in die Heilige Jerusalem kan woon. Is dit nie maar wat elke mens graag wil hê nie? Is dit nie maar wat ons almal glo wat gaan gebeur nie? Wanneer ons mense begrawe, wanneer iemand tot sterwe gekom het, dan sê mense so maklik die woorde, hy of sy is nou op 'n beter plek. Dis hulle. Is daai mense regtig op 'n beter plek? Het hulle tyd gehad om reg te maak met God? Het hulle tyd gemaak om gereed te maak? Of was hulle nie gereed toe Jesus op die wolke gekom het nie? Verlede Saterdag aand het ek 'n allergieaanval gekry met ek allergies is vir penicillin. Ek het 'n pynpil gedrink omdat ek geweldige pyn gehad het. En die pynpil het penicillin ingehad. My vrou het gedink ek kry 2 hartaanvalle. Die ambulans het my kom haal en hospitaal toegejaag. Ek het vir die Here gesê, Here, ek is gereed, vergewe my sonde. Ek wil by U wees. En God se antwoord aan my was, nog nie nou nie. Want jy het nog te veel werk wat jy vir my moet doen. Ek aanvaar dit in die heilige naam van Jesus Christus. En ek doen wat God wil hê ek moet doen. Want wanneer ek die Here doen, sal die Here vir my voorsien. Kom ek en jy, vat 'n bietjie hande. Kom ek en jy, tree 'n bietjie op. En ons kyk wat dit is wat God van ons verwag. Sodat ons reg kan lewe. En dat ons ook ons arms kan uitsteek en opvaar wanneer Jesus op die wolke kom. Kom ons slaan ons oë op, ons hef ons hande op en ons praat met ons God. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom deur Jesus se heilige naam voor U heilige troon, Here. Ons kom en ons vra dat U ons sonde sal vergewe en ons waardig sal maak om voor U te verskyn. Vader, ons vra vir die salwing van die Heilige Gees, 'n dubbele salwing. Ons vra vir die salwing van U woord, dat U woord en U Gees ons sal lei om op die regte lewe, die regte dinge te doen. Sodat ons, wanneer Jesus op die wolke kom, saam kan opvaar, hom tegemoet. Sodat ons kan weet en vertroue kan hê in U, dat ons lewens reg lewe. Here, dit is vir ons so maklik om verkeerde dinge te doen. Dit is vir ons so maklik om te kla, wanneer dit bietjie moeilik gaan en wanneer dit swaar gaan. Help ons en lei ons, dat ons ook in Psalm 23 lewe kan lei, soos Dawid. Help ons, om ook die vertroue te hê wat Job gehad het in U, dat hy nie verlore sal gaan nie. Help ons, om geloof te hê, soos Noag, en dat ons 'n ark sal bou, Here, sodat ons ook gered kan word, deur die heilige bloed van Jesus Christus. Vader, ons is nietige mense, maar ons weet dat U ons God is. Ons weet dat U ons lief het. Ons weet dat U in beheer is van ons lewens. Vader, ons loof U daarvoor, ons dank U daarvoor. Ons prys U daarvoor. En ons wil U naam heilig maak. En ons wil U naam groot maak. Oor alle name. Want U is ons Here. U is ons God. U is in beheer van elkeen van ons. Vader, ons dank U daarvoor. Ons loof U, ons roep U aan, ons aanbid U, Here. Want U is die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Van ewigheid af, vandag, môre, en tot weer in die ewigheid. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. My geliefde kyker, ek sê vir U dankie, dat U ingeskakel het, hier by ons, op hierdie uitsending, wat uitgestuur word op verskillende platforms, om U te bereik, sodat U kan hoor, wat het is,
wat God met die heilige werking, die werking van die Heilige Gees, deur my, tot u spreek, en ook tot my. Ek sien uit, om weer daarna, om na u toe te kom, en met u te praat. Tot ons weer ontmoet. Aanbid die Here. Lewe in Psalm 23 lewe, en mooi leef. TGBN TV, Trinity Gospel Broadcasting Network.